Ons is besig met Genesis, en u weet nou al dat ons by Genesis 17 'n bietjie vasgesteek het, nie omdat ons niks anders het om te doen, of omdat ons noodwendig dit moeilik wil maak nie, maar daar is besondere waarhede waarby ons wil stilstaan en wat ons moet verstaan. En onder andere gaan ons vanoggend ook dan sien, aangaande die doop, hoekom ons doen wat ons doen, soos ons dit doen, wat is die betekenis daarachter. Ons blaai na Genesis 17, vanoggend vers 9 tot en met vers 14. Genesis 17, vers 9 tot en met vers 14, en ons gaan uit die ou vertaling saam lees. Ek gaan vra dat ons net eers saam bid. Ons gaan nie weer sing nie, en ons gaan nie weer staan nie, maar ons wil vra dat u net so sal bly sit. Dan buig ons net voor die Here, en ons vra dat hy met ons sal praat deur sy woord. Kom ons bid saam. O Here, u naam is groot op die ganse aarde. Ons wil u lof toebring. Ons wil u dank. Soos die psalmdigter sê, 'n lofsang is gepas. Dis altyd gepas. Ek dink aan die woorde van Openbaring 15. Groot en wonderlik is u werke. Here, God, almagtige, regverdig en waaragtig is u weë, koning van die heiliges. Here, ons het nie genoeg verstand om u na waarde te prys nie, maar ons wil voor u kom buig. En ons wil maar net kom sê, sal u ons genadig wees. Sal u met ons praat vanoggend deur die woord. Hier staan ons voor u, 'n bakkant wat ons na die hemel uitsteek in geloof, en ons gebed is, sal u vir ons kom seën met 'n hemelse almoes. Met u waarheid sal u ons ontmoet. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees Genesis 17 vanaf vers 9 tot en met vers 14. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en julle en jou nageslag na jou. Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Julle moet aan die vlees van julle vooruit besny word. En dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. 'n Seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word. Al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie, die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. En wat manlik is en die vooruit het wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Hy het my verbond verbreek. Dis tot daar wat ons saam lees in die onfeilbare woord van die Here. Ons het nou al gepraat oor die verbond. Van Genesis 15 af, waar die verbond gesluit is ons besig met hierdie kwessie van God wat met Abraham 'n verbond sluit, en hoe het dit gewerk, en al hierdie dinge. Nou kom ons vanoggend by die teken van die verbond, en daarom praat ons met u oor die besnydenis, as die teken van die genade verbond. Die verbond lyk baie eensydig. Veral as jy dink aan hoe dit gebeur het in Genesis 15, en jy onthou, Abraham het die diere gebring wat God gesê het hy moet bring, maar toe het hy niks verder gedoen nie. God het die verbond gesluit. Hy het alleen deurbeweeg tussen die vleis deur. Dis 'n baie eensydige verbond. Maar nou sien ons dat Abraham tog 'n verantwoordelikheid het hier. Hier is 'n verantwoordelikheid, en jy het dit gesien. Vers 14 verklaar, as jy dit nie hou nie, met ander woorde, as jy nie hierdie teken nakom nie, as jy dit nie doen nie, dan moet so ou onder sy volksgenote uitgeroei word. Dit praat tog van 'n verantwoordelikheid. Daar is al reeds 'n verwagting van hierdie verantwoordelikheid, wanneer jy kyk na vers 1, wat ons so 'n paar weke terug behandel het,
Toe Abraham 99 jaar oud was, het die Here aan Abraham verskyn en vir hom gesê, ek is God die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Jy sal onthou die woorde is, and be thou perfect. Wees opreg. Dis die verantwoordelikheid. Daar's die verwagting alreeds van, God gaan iets van jou vra. Dis nie net God nie, dis jy het 'n verantwoordelikheid. Die mens het ook 'n verantwoordelikheid. Daar was sekere goed wat Abraham nou moes doen. En dit wil egter, dis nie afhanklik. God se plan is nie afhanklik van dit wat Abraham doen. So met ander woorde, as Abraham nou nie sy deel nakom, dan val God se plan in duie en dan stort sy hele idee in duie nie. Nee, God werk op so 'n manier dat hy die mense verantwoordelikheid gee en nog steeds, ten spyte van ons ontrouheid, is sy plan steeds altyd dieselfde en bly dit dieselfde. Nou, ons het gelees in vers 9, verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. En dan, vers 10 gee vir ons die bevestiging van hierdie verbond, met die teken, waar God vir hom sê, hier is die verbond, vers 10, dit is my verbond wat julle moet hou, tussen my en julle en jou nageslag na jou. Wat is die teken? Al wat manlik onder julle is, moet besny word. Die verbondsleer het 'n baie interessante, daar's baie goed wat ons kan sê. Ons gaan net staan by hierdie gedeelte, maar ek moet vir u sê, elke verbond het 'n teken. Onthou julle, die werksverbond waarvan ons heel eers gepraat het in die tuin van Eden, voor die sondeval nog, daar was dit die boom van die lewe. Dit was die teken van die verbond wat God met Adam gesluit het. Adam, die verteenwoordiger, ons verteenwoordiger. Die verbond het hy verbreek. Dis hoekom die sondeval gekom het. Ons het gepraat oor die Noag verbond. En ek kan vir die kinders vra, wat is die teken van die Noag verbond? Almal weet wat is die teken van die Noag verbond? Dis die reënboog. Dis die teken. Van die Abraham verbond het ons die besnydenis. En vanoggend gaan ons sien waarom ons sê in die nuwe verbond. Nou daar's ander verbonde ook. Maar van die nuwe verbond het ons vanoggend die teken hier gehad en dit is die doop, die waterdoop. Hierdie tekens dra 'n getuienis oor. Hierdie tekens sê vir ons iets van die wese van die verhouding wat daar geskep word tussen die twee partye, in hierdie geval God en Abraham, of dan nou God en die mens. Die teken sê iets van hierdie verhouding en van God se optrede daar. Die teken van die verbond en die verbond is dikwels so nou aan mekaar verbind dat die Bybel dit as sinonieme gebruik. Het jy agtergekom? Ek wonder wie van u is oplettende lesers. Die Bybel gebruik die teken en die verbond as sinonieme. Ons het dit gelees in vers 10. Dit is my verbond wat julle moet hou, en dan praat hy van die besnydenis. Maar die besnydenis is die teken. Dit is my verbond wat julle moet hou tussen my en jou, en al jou geslagte en jou nageslag na jou, al wat manlik onder julle is moet besny word. Dis hoe na die teken aan die verbond self is. Nou, die taal wat Paulus gebruik wanneer hy terugverwys na die gedeelte wat ons nou gelees het. Die taal wat hy gebruik, as ons nou praat van die teken en 'n seël, dan het die ouens wat die formuliere opgestel het en die geloofsbelijdenisse geskryf het, nie maar net gedink wat sal 'n goeie woord wees nie. Dis Bybelse beginsels. Want in Romeine 4 vers 11, en ons het 'n paar keer daarna verwys, ons gaan weer 'n paar keer daarna verwys, luister na die woorde. En hy, dit is nou Abraham, het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof, toe hy nog nie besny was nie. Daar kom die gedagte van 'n teken en 'n seël. 'n Teken is iets wat na iets wys, en 'n seël is iets wat dit bevestig. Nou dit simboliseer wat God gedoen het. Maar dit maak ook die saak formeel. Dit wys op iets wat God gedoen het. Dis die teken, maar die seël maak dit ook formeel. Dis 'n ooreenkoms, dis 'n kontrak as jy wil. Alhoewel dit nie, daar's meer dinge aan 'n verbond as 'n kontrak, maar dis die formaliteit daarvan of die amptelikheid daarvan. Dis amper soos 'n handtekening op 'n wettige dokument. Die handtekening is so dat almal kan sien, maar dis jy wat daar geteken het. Maar die handtekening op die dokument maak die dokument 'n wettige dokument. Besnydenis
wonder mense baie keer, maar jy weet, waarvoor staan dit? Wat beteken dit? Ek hoop, as ek klaar gepraat het oor hierdie gedeelte, dan verstaan ons dit vanoggend, sodat ons die begrip kan hê van hoe die Bybel ons lei in die dinge. Besnydenis is die wegsny van die voorhuid van die manlike orgaan. Genesis 17 vers 11, ons het dit gelees. Julle moet aan die vlees van julle voorhuid besny word, en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Vir die Jode is dit die teken. Dis die nageslag, die fisiese nageslag van Abraham, maar dit het 'n geestelike beginsel. Daar's 'n geestelike aspek daarmee saam. Dis wat Romeine 4 doen. Nou aan die hand van 4 vrae gaan ek vanoggend met u praat oor die besnydenis. 4 vrae, en ek gaan baie prakties probeer wees. Ons gaan hierdie saak bekyk met 4 vrae. Eerstens, wat beteken die besnydenis? Hoekom is dit vir ons nodig om daaroor te praat? Ek meen, ons is nie meer Jode nie, ons is nie daai tyd nie, dit werk nie meer so nie. Hoe nou? Hoekom moet ons daaroor praat? Hoekom is dit vir ons belangrik? Daar's 'n betekenis. In die eerste plek, dit skei die persoon af van ander. Dit was 'n merk, dit was 'n teken, dit was 'n manier om Abraham en sy gemeenskap af te sonder, af te skei van al die ander mense destyds op die aarde. Daar's 'n baie goeie boek wat geskryf is oor die verbonde. En die skrywer se naam is Owen Palmer Robertson. Die boek se naam is The Christ of the Covenants. En Owen Palmer Robertson, ek gaan 'n paar keer aanhaal wat hy sê, want ek wil hê jy moet dit verstaan, so vergewe die, dis net kort, maar ek wil dit vir u lees. Hy sê, the hygienic act of the removal of the foreskin symbolizes the purification needed for the establishment of the covenant relationship between a holy God and an unholy people. So die besnydenis, die teken, die fisiese teken van die besnydenis verwys na iets, 'n teken wys. Dit wys na heiligheid en afsondering. Julle is anders as die nasies. Daarom word in die Ou Testament het julle al baie keer gelees, hy praat van die onbesnede Filistyne of die onbesnedenis. Dis die heidene, maar God se mense het 'n teken. Die besnydenis is die afsondering van hulle. Dis natuurlik ook 'n oproep tot heiligheid. Dis 'n oproep tot heiligheid, nie net met 'n seksuele konnotasie nie, maar in alle aspekte van ons lewe. Verder, die besnydenis praat ook van 'n oordeel. Dit sluit in die sny van vlees. Daar's letterlik 'n mes ter sprake, daar's bloedvergieting ter sprake. Baie dieselfde, en nou dink jy dadelik aan die seremonie wat hulle gehad het, waarvan ons gepraat het in hoofstuk 15. Daar was die sny van die diere en die bloed ter sprake. Sonder twyfel het Abraham by die bediening, en ek kan dit nie sê die bediening want hy het dit aan homself gedoen, en aan sy gesin, aan sy almal wat manlik is, ongetwyfeld sou Abraham onthou van sy seksuele sonde met Hagar, iets wat God nie goedgekeur het nie, nooit sou goedkeur nie, om 'n nageslag te probeer verwek. Besnydenis onderwerp Abraham aan bloed, pyn. Jy sien, want God moet optree, dis die boodskap. Sonde het gevolge. God moet handel met sonde. Dis die boodskap. R. Kent Hughes in sy kommentaar sê, for Abraham, circumcision was an act of repentance, even as he depended on God's promise for cleansing. Dit was 'n mate van jou onderwerping aan Here, ek sal dit doen, was 'n mate van 'n bekering. Ek draai weg. Maar is verder ook 'n teken van van Abraham se verbintenis tot God. Dis die verbintenis wat daar is, want hier word iets gegee waarin God sê, ek sluit my verbond met jou. Dis in hierdie opsig dat dit 'n daad van oorgee, ek gee myself vir die Here. Kyk na vers 13 wat ons gelees het. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond.
As jy wil, kan jy dit noem 'n merk van eienaarskap. Dis God se merk. Hy het dit vir Abraham gegee, het gesê, dit was die teken van ons verbintenis. Jy is myne, jou nageslag. Hierdie mense is myne. In hierdie sin is die besnydenis omtrent soos 'n trouring. Nou ja, ek kan my trouring afhaal, baie moeilik, maar ek kan hom afhaal as ek wil. Maar vir Abraham was dit iets wat hy nie kon terugdraai nie. Dis 'n lewenslange bewys, soos wat ek as 'n ander vrou by my aanlê, dan wys ek vir haar, het jy gesien wat is op my vinger? Want hierdie is 'n teken van die feit dat ek verbind is aan een vrou om haar lief te hê, 'n lewenslange verhouding, en ek is getrou aan haar. Ek is nie net getroud met haar nie, ek is getrou aan haar. So was die besnydenis vir Abraham 'n lewenslange verhouding en 'n oproep tot getrouheid. Jy behoort aan God, jy moet getrou wees aan God. Bring ons by die tweede vraag. As ons dan klaar gekyk het, wat is die betekenis daarvan? Vir wie was hierdie teken bedoel? Vir wie was die besnydenis bedoel? In die eerste plek was dit vir Abraham self. Hy moes onthou van die verbond. Hy was 'n sondaar, hy het reiniging nodig, hy het afsondering nodig, want hy is die een wat hier ter sprake is. Dit gaan oor hom. God se merk was op hom, en hy behoort aan die Here. Hy moet getrou bly aan die Here. Dit het hom herinner aan die beloftes van die verbond, en meer spesifiek, die belofte van 'n nageslag. Elke keer as Abraham onthou het van die merk, elke keer as Abraham onthou het van hierdie verbond, en hierdie teken sien van die verbond, dan was dit spesifiek met 'n belofte. God se belofte staan vas. Hy moes die teken sien en die verbond onthou. Dit was vir Abraham. Maar dit was ook vir God. En dit klink dalk vreemd, maar ek wil die aandag dalk net vestig op die feit dat die Here dit self vir ons sê. God sal dit sien en God sal dink aan sy verbond. Klink dit vir u vreemd? Onthou julle by Noag wat het God gesê? Ek wil net terugverwys na Genesis 9 vers 16. As die boog dan in die wolke staan, sal ek, en die vertaal is dit die ek met 'n hoofletter, want dit is God wat aan die woord is. Hy sê, ek sal dit aansien om gedagtig te wees aan die ewige verbond. En u onthou wat het ons toe daar gesê? Die Here wil hê, ons moet weet, hy sien dit en hy onthou dit. God het nie 'n teken nodig om hom te onthou nie, om hom te herinner, verskoon tog nie. God het nie 'n teken nodig om hom gedurig te herinner aan 'n verbond nie. Hy is nie soos ons wat 'n dagboek nodig het om herinner te moet word aan sekere dinge nie. Dis nie hoe God is nie. Maar hy wil hê dat ek sal sien dat hy dit sien. Ons moet weet, hy sien dit. Dieselfde met die Pasga, ek wil dit vinnig vir u noem. Eksodus 12 vers 13 sê, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is, as ek die bloed sien. Hoekom het God nodig gehad om iets te sien? Hy het mos geweet wie's getrou. Hy het geweet wie sy mense, maar hy het gesê, as ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan. So vir wie was die verbond? Vir Abraham was dit nodig, die mens. Vir God het hy dit gegee, wil hy ons moet weet, hy sien dit ook. Hy onthou dit. Derde vraag, wat is die wese van die besnydenis? Wat is die kenmerke? Wat is die wese van die besnydenis? Kom ons kyk na 'n sekere detail omtrent die besnydenis. Die deelgenote daaraan. Onthou jy, ons het gelees, Abraham, sy manlike kinders, al die mans in sy huis. Ek lees vir u vers 12 en vers 13. 'n Seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word. Al wat manlik is in julle geslagte, die wat in jou huis gebore is, en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie, die wat in jou huis gebore en wat met jou geld gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees as 'n ewige verbond. En dan vra die mense dikwels, maar wat van die vroue? Dis mos altyd 'n logiese vraag, sekerlik. En die antwoord is, vroue was ingesluit weens die verbondsverteenwoordiging van hulle mans. Die mans, nou hier kom, ek wil daarom net tussenin preek. Mans was toe nog mans.
Hulle het nie gewonder, is ek 'n man of 'n vrou nie. Hulle het geweet, ek is 'n man, ek moet sorg, ek moet beskerm, ek moet werk. Jong manne, julle moet luister, dis hoe jy 'n man word. Jy werk, jy leer. So as gevolg van die verbondsverteenwoordiging was die vrouens ingesluit. En dis 'n woord wat gehaat word in ons tyd, maar dit was die patriargale stelsel. Meisiekinders in jou huis is jou verantwoordelikheid. Ek sal nie toelaat dat hulle skade ly, verniel word, iets oorkom nie. Hoekom? Ek is hulle pa. Dis my dogter. Maar dan, as ek getroud is met 'n vrou, as gevolg van ons eenheid en as gevolg van my verantwoordelikheid, weet is my verbondsverantwoordelikheid, is my vrou ingesluit by die verbond, omdat ek die teken het, is my vrou ook deel van die verbond. Al die mans word besny, ongeag status, ongeag rang, ongeag watter kategorie ook al. Die Bybel het moeite gedoen hier om te sê, almal wat manlik is. Daar word 'n verbondsgemeenskap gevestig. En dis 'n ou woord wat ons nie meer gebruik nie, maar dit verwys eintlik maar na kerk. Dis wat 'n verbondsgemeenskap beteken. Hier's 'n klomp mense onder een sambreel. Hulle is die kerk, die sigbare kerk. Ongeag status, ongeag rang, ongeag kategorie. Dis 'n publieke vergadering onder die patriargale hoofskap van Abraham, en hier sien jy in die Ou Testament eintlik maar weer kerk. Hier sien jy kerk. Onthou julle, ons het gesê by Noag, daar was kerk. Hy, sy vrou en dan 3 seuns en hulle vroue, toe hulle kerk gehou het en geoffer het toe hulle uit die ark uitgekom het. Dis die kerk. Die woord word nie gebruik nie, maar dis 'n verbondsgemeenskap. En dit herinner ons daaraan dat die besnydenis nie saligheid affekteer nie. Hoekom sê ek so? Want ons weet spesifiek van een van Noag se seuns wat beslis nie gered was nie. En ons sien ook later gaan ons sien met Ismael. Hy was nie deel van God se mense nie, maar hy was deel van die verbondsgemeenskap. Saligheid is uit genade deur die geloof, altyd. Jy word nie gered deur die besnydenis nie, jy word nie gered deur die doop nie. Redding is uit genade deur die geloof. Wat dit wel doen, wat hierdie teken van die besnydenis wel doen, dis 'n embleem, 'n simbool as jy wil, 'n teken van die ou verbond wat God met Abraham gesluit het, die ou kerk in die ou verbond. Dis die teken daarvan. Die kerk was Abraham, sy gesin en die heidene wat in sy huis was. En dis dieselfde as in die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament kerk bestaan uit kinders van die Here, of ons praat baie wyd van gelowiges, en dit beteken hulle en hulle kinders en dan bekeerlinge wat van buite af sal aansluit. Dis 'n gemengde, ongeag kategorie, jy hoef nie op 'n sekere skaal te wees met die korporatiewe leer of wat ook al om aan te sluit by 'n kerk nie. Dis vir almal, dis vir enige een. Die Nuwe Testamentiese kerk bestaan uit almal. Hulle vorm 'n verbondsgemeenskap. Een van hierdie besnede mans, in Abraham se geval het ek vir die gesê is Ismael, ons gaan by hoofstuk 21 kom, waar God gaan sê, hy is nie ingesluit nie. God het hom uitgesluit. Hoekom? Ons weet nie, God is soewerein, maar die teken, dit sê vir ons, die teken red nie. Besnydenis is nie gered nie, doop red nie. Maar dit merk die verbondsgemeenskap. Toe vra in die Nuwe Testament ontstaan het, in die Nuwe Testamentiese kerk, toe vra ontstaan het omtrent die besnydenis, het Paulus Abraham gebruik as 'n bewys dat Abraham gered geword het voordat hy besny was. Kom ek lees vir u weer Romeine 4 vers 11. En hy, dis Abraham, het die teken van die besnydenis ontvang as 'n seël van die geregtigheid van die geloof. Die geregtigheid van die geloof. Toe hy nog nie besny was nie. Sien jy wat doen Paulus? Hy sê, Abraham het gered geword toe hy nog nie besny was nie. Wat doen Paulus? Hy sê, jy word nie gered deur werke nie. Dis wat hy doen in Romeine 4 vers 11. Dat hy die Vader sou wees van almal wat glo, terwyl hulle onbesnede is, sodat ook aan hulle die geregtigheid toegereken sou word. So jou redding, jou saligmaking, hang nie af van 'n sakrament, 'n ritus, wat ook al. Selfde met die doop. Ons word beveel om te doop. Ons word beveel om gedoop te word.
Ons word beveel om ons kinders te doop. Maar dit is nie die doop wat red nie. Dis een van die eerste goed waarvan ek seker maak wanneer ek met ouers praat oor die doop. Die doop red nie. Daar's nie saligmakende waarde nie. Die rower aan die kruis, hy het nie kans gehad om hom te laat doop nie. Jesus het vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So besnydenis en die doop is die uiterlike tekens, ons gaan net nou 'n bietjie meer daaroor praat, wat die sigbare kerk aan die Here verbind. Dis die teken wat die sigbare kerk aan die Here verbind, in die sin dat dit is die verbondsgemeenskap. Die wat aan hierdie gemeenskap behoort, en die kindertjies. Vers 12 het ons gelees, 'n seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslagte. Nou is interessant, mediese studies het bewys op 8 dae, tussen dag 5 en dag 9 of dag 10, is wanneer ek dink is Vitamiene K, wat die bloedstolling moes aanhelp. Dis wanneer dit eers ontwikkel, dis wanneer dit in 'n babietjie 'n realiteit word. En daarom is die 8ste dag die beste dag. As jy enige mediese prosedure wil doen, is die 8ste dag die beste dag. Hoe kon Moses dit geweet het toe hy dit geskryf het? Hy het dit nie geweet nie, maar God het geweet. Dis die wonder. Maar dis met hierdie parallel van die besnydenis in die kerk, wat ons die gebruik het, die Bybelse gebruik, om babas te doop. Mense vra partykeer, die baba verstaan dit nie. Hoekom word hy gedoop? Want dit is as gevolg van hierdie parallel. Net soos die kindertjies op 8 dae deel geword het van die verbondsvolk, net so word kindertjies deel van die sigbare kerk. As jy dan dit wil noem die verbondsvolk, is dit reg, ons praat net nie meer so nie. En daar is gevare, want dan dink mense, jy sê die kind is gered omdat hy gedoop is. Nee, maar hy word deel van God se mense. Hy word deel van God se volk. Daar's 'n baie populêre siening wat sê die doop is 'n uiterlike teken van hierdie geestelike ervaring. Met ander woorde, dis so 'n wonderlike ervaring wat jy kry wanneer jy gedoop word. Ek moet gedoop word as 'n teken dat ek gelowig geword het. Dis hoekom hulle babakes nie wil doop nie, want hulle sê as ek gelowig geword het, daarna moet ek hierdie teken kry. Paulus sê dit nie, die Bybel sê dit nie. Paulus sê dis 'n teken en 'n seël van die genadeverbond. Onthou jy toe ek hier vir die doopouers gesê het, onthou, dis God wat hier optree. Dis van sy kant af, sy verbond. Dit is hy wat die inisiatief neem. Hy het beveel, dis wat ons moet doen. Dis nie ons wat kom, en ons wat ons daarin forceer nie. Dit wys die weg, dit wys eintlik weg van die mens. Dit wys na die Here Jesus, die enigste ware weg. Dis hoekom ons praat van hierdie kwessie. Teken, impliseer dit wys na iets. Besnydenis en doop is net ritusse. Nou, hoe kan 'n mens sê die besnydenis het oorgegaan? Hier is 'n belangrike vraag. Hoe kan ek dan aan mekaar sê die besnydenis het nou oorgegaan in die doop? Ek verwys na die ou verbond. Ek verwys na die nuwe verbond, dis waarin ons is. Die teken van die ou verbond is besnydenis, teken van die nuwe verbond is die doop. Hoekom sê ek dit? Ons weet dit, want Paulus, by geleentheid het die bekeerlinge, die heidense bekeerlinge in Galasië, daar was 'n kwessie. Paulus het hulle verbied om hulle te laat besny. Hy wou dit nie toelaat nie. As die besnydenis enigsins nog van toepassing was, en ek praat van 'n geestelike sin, hoekom het Paulus hulle verbied? As die besnydenis dan nie meer die teken is nie, van die verbond, wat is dan die teken? Want dis 'n ewige verbond, die genadeverbond, ons praat van Abraham se verbond, die geloofsverbond, wat is dan die teken? Die teken is die doop. So die betekenis van die besnydenis en die doop is ook essensieel dieselfde. Besnydenis, ek het vir u gesê, dit gaan oor toewyding. Abraham word toegewy aan God. Hy, sy seuns, later sal klein Isak nou nog kom, maar hy, manlik seuns, al die mans in sy huis en hulle kinders, en daarna op 8 dae, die toewyding van hierdie persoon tot 'n heilige, afgesonderde lewe. Julle behoort nou aan God, julle die teken van God. Doop, presies dieselfde, om die dopeling toe te wy aan die Here, om te sê, ons is nou hier met hierdie kindjie, dis hoekom ons in die formulier gesit, ons het 'n verantwoordelikheid. Hy moet geleer word, hy moet gelei word, hy moet toegerus word, sodat hy so gou as moontlik tot bekering kom, en hy moet weet,
ons is afgesonder vir die Here. As hy vir sy pa en sy ma vra, pa, hoekom doen ons nie dit? Hoekom doen? Dan sê hy, want ons is Christene, ons is in God se mense. Ek wil net weer 'n aanhaling van Owen Palmer Robertson vir u lees. Hy sê, circumcision under the old covenant is replaced by baptism under the new covenant. The cleansing rite of the one covenant is replaced by the cleansing rite of the other. Rite is 'n ritus. So Paulus verenig, ek sou sê hy stel dit parallel, maar daar's ouens wat sê hy verenig doelbewustelik die doop en die besnydenis met betrekking tot hulle betekenis, en ek wil hê jy moet saam met my lees. Hoor wat staan in Kolossense 2 vers 11. Eers praat hy van die besnydenis, dan sê hy, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Hoor hoe hy doelbewus gebruik hy nou die besnydenis, en die betekenis van die besnydenis is die aflegging van die sondige vlees. Hy pas dit geestelik toe. So as kinders van God, sê Paulus, het julle nou, en hy sê dit vir die Kolossense, julle het die realiteit beleef van dit wat die besnydenis simboliseer. Die besnydenis simboliseer die aflegging van die vlees. Dis die teken. Julle het dit beleef, want julle is geestelik, julle het gelowig geword, julle glo in die Here Jesus. Dis die wegsny van die besoedeling van die sonde, die reiniging wat daar deur Christus se bloed kom. Nou vir kinders van God is die vlees weggeneem. Dis waarvan die besnydenis mos maar praat. Wat beteken dit? Regtelik is die ou mens weggeneem in regverdigmaking. Ek gaan nie meer pa staan vir sondes nie, ek is vrygespreek. Maar geestelik is die ou mens weggeneem in heiligmaking, sodat kinders van God kan sê, sonde sal oor my nie meer heers nie. Hoekom nie? Nie omdat ek so sterk is nie, omdat Christus my vrygekoop het. Dis die boodskap. Julle as kinders van God, sê Paulus vir die Kolossense, het beleef dit wat die besnydenis simboliseer. Vers 12 vat hy presies dieselfde gedagte, maar hy pas dit toe op die doop. Hoor wat sê hy? Kolossense 2 vers 12. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. Waarvan praat hy? Die ou mens is afgesterf, julle het in 'n nuwe mens in Christus lewend geword. Dieselfde gedagte, eers pas hy dit toe op die besnydenis, nou pas hy dit toe op die doop. So deurdat hulle van hulle sonde gereinig is, in hulle vereniging met Christus, is die kinders van God nou in Kolosse, en daarom vir ons ook, besny van hulle vlees, en letterlik gedoop. Dit beteken gereinig, skoongemaak, in die nuwe lewe, in die Here Jesus. Paulus trek die parallel tussen die twee. Maar dan, die doop in die Nuwe Testament, is die Nuwe Testamentiese teken van die lede van God se genadeverbond. Hoekom sê ek dit? Jesus praat met Petrus in Johannes 21 na sy opstanding, nadat hy liggaamlik opgestaan het uit die dood. En u ken die gedeelte waar hy vir Petrus vra, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hoor wat sê hy in vers 15. Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my lammers wy. Jy het dit gemis. Wie se lammers is dit? Dis Jesus se lammers. Ons kinders behoort daarom aan hom. Ons kan hulle nie uitsluit nie. Hulle was nie uitgesluit in die ou verbond nie. En die nuwe verbond wat beter is, sluit hulle nie uit nie. Daar staan letterlik my. Nie wat die vertalers ingesit het nie. Mu arnion, wat beteken my, besit, my lammers.
Petrus preek op Pinksterdag. En ek weet hierdie versie word alle kante toe gebruik. Ek wil net iets wys. Hy dupliseer die kategorieë wat ons gelees het in Genesis 17, weer eens met die inspirasie van die Heilige Gees. Onthou, Abraham, sy kinders en ander, dis heidene wat met sy geld gekoop is, wat slawe is of wat ook al, almal wat manlik is, deel van die verbond. Abraham, kinders en ander. Handelinge 2 vers 38-39. Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Dis die belofte. Maar nou sê hy, die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is. Sien hoe hy dit dupliseer, sien nie die parallel. Abraham, sy kinders en die heidene. Hier sê hy, julle kinders en almal wat daar ver is. Dit beteken nie wanneer die kinders groot word nie, dit beteken jou kinders nou. Hulle is deel van God se verbond. Dis die probleem met mense wat sê jy moet eers gedoop word as jy groot is. As jy nooit gedoop is nie, dan moet jy gedoop word. Maar as jy nie daardie pad geloop het nie, dan sê ons kindertjies. Hoekom? Want God beveel dit. Dit is sy lammers. Dit is dieselfde kategorie waaruit die sigbare kerk van vandag bestaan. Net soos Abraham sy seuns moes bring om besny te word, so moet kinders van God vandag hulle babetjies bring om gedoop te word. Dis die teken van God se genade verbond. Hoekom? Want hulle is deel van sy verbond. Maar dit bring my by die verpligtinge van hierdie verbond. Elke verbond het 'n teken, maar elke verbond het 'n verpligting en daar's 'n straf as jy nie daai verpligting nakom nie. Hoor mooi. Vers 14 het ons gelees, en wat manlik is en die vooruit het, wat nie aan die vlees van sy vooruit besny is nie, die siel moet uit sy volksgenote uitgeroei word, hy het my verbond verbreek. Hier praat die Here met Abraham op 'n manier wat ons geslag, ons kultuur, niks van hou nie. Hy sê, Abraham, hier is my woorde. Dis hoe dit werk. En as jy dit nie doen nie, is jy uit. In ons dag is die mense, ja, maar jy het nou my gevoel seer gemaak, en ek gaan nou nie meer. God sê, ek is soewerein, ek stel die voorwaardes. Jy val daarby in, of jy's uit. Hy bepaal voorwaardes, ons het nie 'n ander keuse nie. Luister vriende, saligheid is op God se terme. Ons kan nie die terme onderhandel nie. Ons kan nie maak soos wat ons voel, of soos wat ons dink, en sê, ja, maar dis soos wat ek die Here wil dien, en dis soos wat ek nou maar gedink het is reg. Luister, ek wil vir u sê, ek glo met my hele hart, daar's mense wat opreg is in hierdie saak. En dan sê ek vir hulle, jy's dalk opreg, ek glo jy's opreg, maar jy's opreg verkeerd. Want God sê so, en hy onderhandel nie daaroor nie. Ek sidder partykeer as ek hoor hoe mense vir myself sê, ek en die ou man daarbo het 'n ooreenkoms, en ek dink hy's alright met my. Dan sê ek, jy verstaan nie waaroor dit gaan nie. Jy verstaan nie. Dis nie net godslasterlik nie, dis baie dwaas. Weet jy hoekom? Want jy het niks waarmee jy kan onderhandel nie. Jy het niks wat jy die Here kan bied nie. Jy's dwaas, jy's in sonde, jy's in duisternis. God kom en hy gee jou genade, en jy sê, nee, ek wil dit nou eintlik so doen, ek wil dit op my manier doen. Wees baie versigtig oor wat jy sê. Laastens, die 4de vraag, en ek haas my. Wat is die wanpersepsies omtrent die besnydenis? En dit gaan nou ook maar oor ander sakramente gaan. Wat is sekere wanpersepsies omtrent besnydenis? Die eerste wanpersepsie waaroor ek met u wil praat is, dit gaan net oor die uiterlike. So met ander woorde, ag, dit maak nie regtig saak nie, dis eintlik maar net water. Of ag, dit maak nie regtig saak nie, dis eintlik maar net, en jy kan nie ander sakramente daarmee byvoeg. Sedert die begin het die besnydenis 'n geestelike toepassing gehad. Dit het ons vir u gewys, want dit was die teken van God se genadeverbond met Abraham. Maar in Deuteronomium 10 gaan ek dit vir u op skrif bewys. Moses praat met die volk, en dis die tweede geslag wat nou in die beloofde land moet ingaan. Let op die woorde van Deuteronomium 10 vers 12, 13 en dan vers 16. Hy sê, nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, in al sy weë te wandel, en om hom lief te hê, en die Here jou God te dien met jou hele hart, en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here, en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Dis die wet,
Wat vra die Here van jou? Hou die wet. Hoor nou vers 16. Besny dan die voorhuid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Dis nie net uiterlik nie. Dit het nog altyd gegaan oor 'n geestelike saak. Paulus sê presies dieselfde ding in Romeine 2 vers 28-29. Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie. En nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. En besnydenis is die van die hart in die gees, nie na die letter nie. So die simboliek is dalk uiterlik, die teken is uiterlik. Maar daar's altyd 'n geestelike konnotasie. Dis altyd die kwessie van die hart. God se doel was nog altyd die reiniging, die toewyding, die heiligmaking in jou hart. Ons is so maklik gewillig om sekere wettiese goed te doen. As die dominee net vir my sê, ek mag nie dit nie, dan doen ek dit nie. En as die dominee sê, ek mag hierdie, dan doen ek dit. Dan raak ons wetties. God wil jou hart hê. Hy wil hê jy moet hom lief hê en hom dien, oorgegee vir hom lewe. Kan ek weer Owen Palmer Robertson lees? Hy gee 'n definisie van 'n verbond. Hy sê, God's intention from the beginning of the rite of circumcision was to symbolize the inner purification needed for a proper relationship between the holy creator and his unholy creature. Dit was nog altyd die pad. Dit was nog altyd die betekenis, die bedoeling was die hart. So die uiterlike is belangrik, maar dit gaan eintlik oor jou hart. Dit gaan eintlik oor die heiligheid. Paulus skryf vir die gemeente in Filippense of in Filippi. En hy sê in Filippense 3 vers 3: Want ons is die besnydenis. Ons wat God in die gees dien en in Christus Jesus roem en nie op die vlees vertrou nie. Wat beteken dit? Neem die tyd soms om so versie te vat en uit te rafel. Lees die versies voor, lees die versies daarna. Wat bedoel Paulus? Wat sê hy hier? Eintlik al wat hy sê is, ons dien God in die gees. Ons roem is in Christus. En niks wat die vlees, met ander woorde die sigbare, die tydelike, hierdie goeders gaan my nie versadig nie. Dit gaan nêrens vir my enigsins my doel wees of waarna ek streef nie. Ons dien God in die gees. Dit wat ek kan doen, dit wat ek kan bereik, of dit verander of vir my, maak nie saak watter vlees hier betrokke is, en die Bybel sê vervloek is hy wat vlees sy arm maak. Dit sal nooit vervulling bring nie. Enige mate van iets wat die vlees kan doen, wat ek kan doen, wat ek kan wys. Die Bybel sê, dis geestelike afgoderry. Jy's besig om jouself te aanbid. Jy's besig om miskien ander mense of ander dinge te aanbid, maar jy's besig met geestelike afgoderry. So, die eerste wanpersepsie is, dit gaan net oor die uiterlike is eintlik nie belangrik nie. Dis belangrik, maar dit gaan eintlik oor die hart. Die tweede wanpersepsie, dit gaan net oor my. En dis die laaste een wat ek gaan noem. Dit gaan net oor my. Dit gaan oor my verhouding met die Here, want ons is individualisties. Ons het geleer, ek het niemand nodig nie. Ek kan self regkom. Dis die gees van ons tyd. Dit gaan net oor my. Dit gaan oor my verhouding met die Here, en daarom gaan dit nie oor ander mense nie. My godsdiens is daarom 'n persoonlike saak. Geen nie om wat ander mense dink of sê nie, saak tussen my en die Here. Nou deur die besnydenis het God iets van 'n gemeenskap gevestig. En dis 'n groot ding in die Bybel. Dis 'n groot ding as jy die Bybel, as jy God se hartklop verstaan, dan gaan jy weet, ek gebruik altyd die uitdrukking, jy's nie 'n lone ranger nie. Ons is in 'n gemeenskap. Deur die besnydenis is daar 'n gemeenskap gevestig. Ons het gepraat van 'n verbondsgemeenskap. Saam met jou persoonlike verhouding met God. En dit is so, jy het 'n persoonlike verantwoordelikheid, jy staan voor God. Maar saam met hierdie persoonlike verhouding met God, tree jy ook in 'n verhouding met ander mense, want die kruis het nie net een paal gehad nie, dit was 'n dwarsbalk. Daar's 'n vertikale verhouding, ek en God eerste, maar dan is daar 'n horisontale balk, wat ons vir die kindertjies verduidelik. Dis ons verhouding met ander mense. Dis hoekom die wet ook sê, jy moet die Here jou God lief hê en jou naaste soos jouself. So dit gaan oor hierdie horisontale en vertikale, dit gaan oor die mense om my. En deur die besnydenis word jy deel van God se volk. Besef u, van al die verhoudings, en ek gaan nou teologies, gaan meet my en kom sê vir my of ek verkeerd is. Van al die verhoudings wat ons op aarde het, selfs die huwelik, is daar niks so permanent,
soos ons verhouding met mede-kinders van God nie. Dink 'n bietjie daaroor. Dink mooi daaroor. Ons gaan mekaar in die hemel sien as ons gered is. Maar die ander verhoudings gaan tot niet. 'n Huwelik, daar gaan nie meer in die hemel huwelike wees nie. Ons gaan nie meer so in daai verhouding leef nie. Daarom, vriende, is gesamentlike aanbidding. Daarom is diensbaarheid hier by die kerk, liefdadigheid onder mense, al hierdie dinge wat deel vorm van ons godsdienstbeoefening as 'n kerk, is nie opsionele ekstras nie. Dis die integrale deel van jou lewe. Dit is jou geestelike lewe. Dis hoekom Johannes sê, jy kan nie sê jy het God lief en jy haat jou broer nie. Jy kan nie hierdie goed afsny en sê dis net ek en die Here en dis al wat vir my saak maak, want dis hoe mense wil maak. Dit werk nie so nie. Daar moet hierdie verhouding tussen jou en God word weerspieël in jou verhouding met ander. Dit is hoe God dit ontwerp het en dit is hoe dit werk. Ek sluit af. Die belangrikste seentjie van die ou verbond, die laaste een van die ou generasie wat gebring is om besny te word, lees ons van in Lukas 2 vers 21. En toe 8 dae vervul was, dat hulle die kindjie, weer eens die vertalers het dit baie mooi met 'n hoofletter geskryf, want hy praat van Jesus, dat hulle die kindjie sou besny, het hulle hom Jesus genoem, die naam wat deur die engel gegee is voor sy ontvangenis in die moederskoot. Jesus is besny as 'n kindjie onder die verbond, op 8 dae. Net soos al die ander Joodse seentjies. Net soos Christenouers vandag hulle kinders bring om hulle te laat doop. Maar Jesus was egter anders. Want die besnydenis, en as ons dit reg verstaan, dan sê ons, die besnydenis het sy vervulling in hom. Die besnydenis het sy vervulling in Jesus. Hoekom is hy dan besny? Hier aan die kruis sien jy die ware sny van die vlees, die ware bloedvergieting, dit wat werklik sonde kan reinig, dit wat sy volk kan regverdig, dit is in Jesus. Uit die hele nageslag van Abraham, was dit net Jesus wat niks sonde gehad het nie. Waarom moes hy dan besny word? En die antwoord is, hoe goed is jou teologie? Hy is ons verteenwoordiger. Hy is my verteenwoordiger. Hy het die plek van die sondaar ingeneem, sodat ek in sy plek regverdig kan wees. Nou ja, op 8 dae is Jesus besny. Dan ongeveer 30 jaar later, het hy ook 'n ander reinigingsseremonie deurgegaan, naamlik die doop. Johannes sê, toe Jesus na hom toe kom, en hulle was neefs, so Johannes sê vir hom, Here, ek kan u nie doop nie. As daar iemand is wat nou hier gedoop moet word, is dit u wat my moet doop, maar ek kan nie u doop nie, menende, jy het nie reiniging nodig nie. Ek het reiniging nodig. Jesus sê, laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul, Matteus 3 vers 14. Weer net vinnig ou Palmer Robertson vir die laaste keer. As a sign that he was voluntarily taking on himself the obligations of his people, Jesus submitted first to circumcision and then to the baptism of John. So met ander woorde, Jesus het vrywillig hierdie dinge deurgegaan. Hoekom? Want hy het in my plek, as my verteenwoordiger. En al hierdie gebeure wys vorentoe, wys na die kruis. Onthou wat het Johannes gesê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis waar die vervulling van die besnydenis plaasgevind het. Dis waar die vervulling van die doop plaasvind. Alles wys eintlik na die kruis. So vriende, as ons teologies reg wil praat en jy lees, al wat manlik is in julle geslagte moet besny word, dan beteken dit na die waarheidsin van die woord, al wat manlik is in julle geslagte moet na die kruis kyk. Want dis waar die redding is. Dit gaan altyd oor die kruis. Dit gaan altyd oor Christus van die verbonde. Maar nou, ons staan vanoggend soos Abraham. Ons staan soos Abraham voor 'n heilige God. En ek wil vir u sê, net so min as wat 'n mes sonde kan wegsny, net so min as wat water sonde kan wegwas, net so min moet ons vanoggend verstaan, die betekenis daar agter is,
dit wys ons wel na die een wat sonde kan wegneem. Dit wys ons na die een wat wel sonde kan wegwas. En daarom wil ek afsluit met die woorde van Moses en die toepassing maak om te sê, besny dan die vooruit van julle hart en verhard nie julle nek verder nie. Buig voor die Here. As jou lewe nie reg is met die Here nie, ek gee nie om watter rites jy deurgemaak het nie, ek gee nie om watter kerk jy behoort, ek gee nie om wat jy gedoen het in watter sin ook al, om te sê, maar ek is dit, of ek het dit gedoen. Dit gaan niks beteken nie. Het jy na die kruis gekyk in geloof? Het jy Jesus gesien? Daarom sê die boodskap, besny dan die vooruit van jou hart. Het jy al tot bekering gekom, sonde weggesit, dien jy die Here met eerbied en met vrees. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons praat oor hierdie dinge, is dit vir ons baie keer ritusse waarmee ons niks mee te doen het nie, en ons verstaan baie keer nie die betekenis daar agter nie, maar dit is kosbaar as ons oplet hoe die parallelle duidelik in die woord getrek word, hoe daar so vir ons in die skrif 'n eenheid gevorm word, dat ons kan sê, van Genesis tot Openbaring, is die woord van God sy finale, volmaakte openbaring. En U is vir ons die een wat dit verklaar. Daarom buig ons voor U met hierdie gedagte, dat ons vanoggend met 'n behoefte voor U kom staan. Here, ons het nodig om in ons hart deur U gereinig te word. Ons weet dis nodig dat ons uiterlik heilig sal lewe, maar dis 'n uitvloeisel van die hart. Sal U ons harte besny, sal U seker maak dat ons in ons binneste gereinig is. Ons kan dit nie doen nie. As hier mense is wat in geloof na U roep, as hier mense is wat in geloof na U toe kom, die Bybel sê, U sal hulle nooit wegwys nie. Dankie vir die waarheid van U woord, dankie vir die ewigheid van U woord, en ons is vanoggend deur hierdie sakrament ook versterk, deurdat ons kyk daarna en ons herinner, ons verlossing, ons reiniging, kom van buite onsself. Ons het reiniging buite onsself nodig, en dit is by Jesus. Ons wil kyk na die kruis. Ons loof en ons prys U heilige naam. Amen.